Goeiemôre, baie welkom by vanmôre se erediens. Ek lees vir julle uit Micha 6 vers 8. Mens, die Here het aan jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Met dit groet ek jou vanoggend in die naam van die Here, die ene wat jou geroep het, die ene wat jou lei en die ene wat jou gestuur het. Dis baie lekker om vandag weer by julle te kuier en vandag kom julle as gemeente aan die einde van die reeks wat julle noem op die hakke van Jesus. En ons vat alles saam deur te fokus op wat is volgende? Waarheen gaan ons van hier af vorentoe? Die lekker wat ons moet weet, en ek wil dit sommer aan die begin sê, lees ons in Deuteronomium 1 vers 30, waar dit beklemtoon word, die direkte betrokkenheid van God by sy mense, deur hulle te lei op hierdie roete. En dwars deur die Bybel lees ons hoe God stukkie vir stukkie sy mense lei. Dat God met ons is. Ek begin sommer met 'n lekker storie vandag, van toe ons kind was. Ek is onlangs herinner van toe ons as kind vakansie gehou het in die Oos-Kaap. Ek onthou ons het daagliks gaan stap op die strand en die groot mense en die familie het almal gestap en soos hulle op die strand afgestap het ons verken en ondersoek en daar was hierdie ou houtwrak wat net so 'n stukkie uitgesteek het en ons het altyd gaan grawe en gedink ons gaan hierdie ding uitgrawe en dit gaan ons skip word. En dan op 'n oomblik dan raak ons paniekerig want as ons omkyk, sien ons nie ons ouers nie. Dan beweeg ons terug na waar hulle voete laaste was, hulle spore was, en dan volg ons hulle spore tot ons opgevang het by hulle. Dus wanneer ons opgevang het by hulle, dan probeer ons klein treetjies so rek om in hulle voetspore te pas, net om te probeer naby hulle bly en nie weer weg te raak nie. Ek het die laaste keer toe ek hier kom kuier het gepraat oor die invloed van sosiale media en die kollig. En dit bring my so 'n bietjie by vandag se vraag wat ek julle wil vra is wanneer laas was jy op 'n plek gewees waar jy heeltemal afgesonder was, waar jy nie gekonnekt was nie? Ek het die geleentheid gehad om saam met my vrou en familie weg te wees die week op 'n plek waar daar geen sein was nie, waar selfone geen nut gehad het nie, daar was nie televisie nie, daar was selfs nog 'n donkie. En dit was in hierdie plek waar daar geen konneksie was nie, wat ek besef het, maar hoe ons wêreld eintlik so konstant ingeweef is tussen mense en dinge. En wanneer ons nie fisies tussen mense is nie, dan is ons digitaal gekonnekt aan mense. Oral waar ons gaan, ons reageer ons op 'n groep of op 'n sosiale post en ons maak heeltyd seker dat ons gekonnekt is met mense. Die hartseer saak wat ek so baie besef is dat alhoewel ons in kontak is met mense, het ons nie altyd baie invloed in mense nie. Ons is gekonnekteer aan mense, maar is so oppervlakkig en so ligsinnig dat ons nie meer invloed het in mense nie. Om in die Vader se skoene te stap, om in die Vader se skoene te loop, is om sy sending, liefde en teenwoordigheid binne te stap. Een getroue tree op 'n slag, om regtig met mense wat hom soek, te connect. En dis 'n bietjie van 'n inleiding na vandag se teksgedeelte toe. Want in Lukas 10 openbaar daar 4 dimensies van wat dit beteken om te loop soos Jesus geloop het. Alhoewel ek net vandag ene gaan uitlig. Daardie een punt, daai een van die dimensies wat in Lukas 10 vasgevang word en geopenbaar word, is om te loop in getroue gehoorsaamheid. Nou wat beteken dit? Om in getroue gehoorsaamheid te loop vir my beteken dat om blindelings agter iemand aan te stap, alhoewel jy nie weet wat voor hulle aangaan nie. Om te weet wanneer ek agter iemand aanstap,
is dit een die regte ding en ek's op pad na die regte plek toe. Die teksgedeelte net voor Lukas 10 wil ek gebruik as 'n treukie na ons teksgedeelte toe vandag. Want dit is in Lukas 9 wat ons lees hoe Jesus sy 12, sy klein groep, sy kerngroep, disippels uitgestuur het. Hy skryf, en daar staan geskryf, hy het vir hulle die mag en die krag gegee. En hy het vir hulle gesê, moet niks vir die pad saamvat nie. Nie 'n kierie of 'n reissak of brood of geld of nog 'n kledingstuk nie. Hoe skrikwekkend is dit nie? Hoe skrikwekkend moet dit nie wees as hy jou uitstuur, hy stuur jou na 'n onbekende plek toe en jy mag niks saamvat nie. Ek gaan nou 'n bietjie meer oor dit sê. Dit bring ons by Lukas 10, vers 1 tot 9, wat ons kernteks is vir vandag. Ek lees graag vir julle. Daarna het die Here 72 ander aangewys en hulle het hy 2 uitgestuur na elke dorp en plek waarheen hy van plan was om nog te gaan. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan dat die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir hierdie oes. Gaan nou. Maar onthou, ek stuur vir julle soos lammers tussen wolwe. Moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene saamdra nie, moenie langs die pad met goedery tyd verkoos nie. Hoe kontras dit nie? Ek stuur julle na 'n gevaarlike plek toe. Ek stuur dit by 'n plek waar julle beskerming genodig het, maar moet niks beskerming saamvat nie. Moet niks saamvat wat julle aandag gaan aftrek van dit hoekom ek julle uitstuur nie. As julle by 'n huis kom, moet julle eerste woorde wees vrede vir hierdie huis. As daar iemand woon vir wie die vrede bestem is, sal die vrede aan hom bly, op hom bly. So nie, sal dit na julle toe terugkom. Moenie van een huis na ander trek nie, maar bly in dieselfde huis. Eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeider is geregtig op sy loon. As julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan wat hulle vir julle voorsit. Maak die siektes daar gesond en sê vir die mense, vir julle is die koninkryk van God naby. Hierdie teksgedeelte het een groot tema, die oproep om te gaan. Jesus stuur hulle uit in hierdie wêreld in, en hy stuur hulle 2 met geen ekstra sandale sakke of enige waarborge nie. Iemand skryf, hulle loop lig en vertrou op God se voorsiening bo hulle eie planne. Hulle loop lig. Ek het so 'n bietjie gaan rondkrap in teologiese kommentare en hierdie hele teksgedeelte weerspieël 'n Ou Testamentiese beeld van profete wat dikwels met minimale voorsiening uitgegaan het en volkome op God vertrou het. Hulle het hulle daaglikse behoeftes bevredig deur om na God te luister en waar God wil hê hulle moet 'n verskil gaan maak. Daar was hierdie radikale afhanklikheid en dit is die primêre element van geloof. Ons lees van die 2 wat Jesus uitgestuur het en dit beklemtoon vir my so mooi hierdie gemeenskap en aanspreeklikheid en wederwysige vertroue om te sê, die sending daar buite is 'n eensame wêreld, daar's wolwe en jy is blootgestel, maar wanneer ek jou 2 uitstuur, kan julle op mekaar staat maak. Dit beklemtoon ook die dringendheid van die evangelie. Om te sê die tyd is min en daar's baie werk. Die handeling van die uitstuur van die 72 voorspel 'n groot opdrag en ons lees later van dit wanneer Jesus opvaar na die hemel toe. Van die evangelies vir die hele wêreld. Gaan uit. Daar's nog 'n klomp mense wat dit moet hoor. En dan die belangrikste en die mooiste wat ek eintlik net weer eens uit hierdie gedeelte uitvat is die gebrek aan waarborge. Daar is geen waarborge dat dit 'n suksesvolle sending uitreik gaan wees nie, maar dat daar 'n kragtige herinnering is dat hoe afhanklik hulle van God is. En dat Christendom dikwels risiko en onsekerheid in. Tweede gedeelte, en dan gaan ek hulle albei saam verder uitpak en van toepassing maak, is Lukas 10 vers 17. Die 72 het vol blydskap teruggekom. Hulle is uitgestuur en hulle kom nou terug. En hulle sê, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van U naam.
Die eerste teksgedeelte was die uitstuur en hierdie teksgedeelte is die vreugde van terugkeer. Die disippels juig oor hulle gesag oor demone en dan herformuleer Jesus dit. Hy skryf verder in daai teksgedeelte: "Verbly jy liewer daaroor dat julle name in die hemel nou opgeskryf is." Gehoorsaamheid gaan nie oor resultate nie. Gehoorsaamheid gaan nie oor mense wat jou naam groot maak of daai kollig wat ons so 'n paar weke terug van gepraat het nie. Nee, dit gaan oor getrouheid aan die een wat jou gestuur het. Jesus herlei hulle fokus van 'n tydelike oorwinning na 'n ewige sekuriteit toe. Hy demonstreer die verskil tussen 'n wêreldse mag en 'n geestelike mag. 'n Wêreldse mag is vlugtig en tydelik. En 'n geestelike mag kom van God en lei tot nederigheid. Hoe lyk ons pad? Hoe lyk dit wanneer jy uitgestuur word? Nou, hoekom vra ek dit? Want dit is die volgende stap. Dit is die stap wat nou volg. Nou dat ons vir 'n rukkie op die hakke van Jesus geloop het en vir 7-8 weke lank geluister het hoe Sumian en Dominee Niels en ek die ingeleentheid gedeel het hoe dit is om op Jesus se hakke te loop, het die tyd aangebreek dat ons moet uitgaan. En wanneer ons as Christene vandag uitreik, hoe lyk dit? Ek lees iemand skryf, hulle sê, om vandag uit te reik, is 'n samestelling van 'n tydlose beginsel, wat ons ken as sending, in 'n moderne kulturele sosiale konteks. Dis nog steeds die basis van wie ons is, maar vandag lyk dit so 'n bietjie anderster. En om dit te verduidelik, het ek 3 punte wat ek graag met julle wil uitpak, oor hoe sending vandag vir ons lyk. Hoe lyk dit as ons vandag begin stap in die pad wat voor lê, wat Jesus vir ons uitbeplan het. Die eerste ene is verhoudingsgebaseerde betrokkenheid. Al hierdie disippelskap en hierdie leer het begin by verhoudings met Jesus wat in mense se lewens ingebou het, 'n verhouding gebou het, hulle versterk het. En dan gaan ons nou uit en vra die Here dat dit belangrik is dat ons moet prioritiseer om te bou op vertroue en vriendskappe. Dat dit belangrik is dat ons moet besef hoe belangrik is dit om ingeweef te wees in gemeenskappe, gemeenskapsgroepe, deel te wees van maaltye en saamkuier en mentorskap. Want is in daai oomblikke waar die evangelie begin vloei en voete kry. Dis belangrik dat ons moet weet dat dis in hierdie verhoudinge wat ons mekaar beter gaan leer ken, en wanneer een of ander persoon of ons self swaar kry, dat ons in hierdie groepe versterk sal word. Wanneer hulle uit hierdie nabye verhouding losgebreek word om uit te gaan, stuur God hulle en Jesus hulle nie alleen uit nie, maar nog steeds 2-2. En daarom is die eerste punt om te sorg dat wanneer ons uitreik, dit verhoudingsgebaseerd is. Dat ons dit doen in verhouding met die geloofsgemeenskap, maar ook in verhouding met die mense vir wie ons gaan deel oor die Here. Sending vandag lyk heeltemal anders as gevolg van die digitale en die tegnologiese integrasie. En dit bring vir ons heeltemal 'n nuwe element van uitreik, want ons sien kerke, julle sit nou huidiglik en kyk na kerke wat sosiale media en e-pos bediening en regstreekse uitsendings gebruik om boodskappe te deel. Toepassings soos YouTube en platforms soos Zoom maak wêreldwye koneksies moontlik. Ek weet van predikante wat berading doen met mense wat in Amerika sit. Skielik lyk sending anderster. Ons is betrokke in virtuele gemeenskappe, nie net meer in lokale gemeenskappe nie. Die uitdaging met dit is, presies die punt wat ek nou genoem het, is
Ons is so geconnect en dit is so moontlik om mense aan te raak, dat ons dit vanselfsprekend vat. Dat ons nie altyd verstaan die impak wat dit kan hê nie, en omdat ons elke dag met dit te doen kry, raak dit as te ware bietjie afgewater. Sending vandag, as gevolg van hierdie digitale uitbreiding van kerke en voetspore baie wyer as ons gemeentestreke, beteken dit dat ons moet sensitief wees en inklusief wees vir verskillende mense. Die mense aan wie ons bedien is nie meer net ons mense nie. Dis nie mense wat soos ons lyk en soos ons praat en soos ons optree nie. Dis mense wat uit 'n ander raamwerk uitkom. Maar onthou dat die evangelie is juis vir hulle ook. En daarom is dit belangrik dat ons moet sensitief wees en inklusief wees vir die mense wat ons aanraak wanneer ons uitgestuur word. Iemand skryf juis oor dit. Hy sê, skep 'n veilige ruimte vir oop gesprekke oor geloof en twyfel en kultuur sonder onmiddellike druk om te bekeer. Deel net met hulle. Gesels net met hulle. Bou verhouding met hulle. Nou dit klink asof sending makliker geword het. Dit klink asof dit baie makliker is om uit te reik en die evangelie te versprei en 'n fotootjie te plaas op 'n groep of 'n Bybelstukkie te plaas op 'n groep en mense lees dit. Maar ons is so moeg baie keer van die hoeveelheid inligting wat na ons kant toe kom, dat dit afgewater word. En die gevaar daarvan is dat die evangelie wat ons tussendeur hierdie deel ook afgewater word. En ons vergeet partykeer die impak wat ons kan hê. Ons vergeet partykeer hoe belangrik is dit dat wanneer ons hierdie saad saai, dat dit op vrugbare grond gesaai word. Nie op grond met onkruid wat verstik word as gevolg van al hierdie ander stemme en beelde en koneksies nie. Uitreik vandag word dikwels geraam deur Jesus se opdrag om jou naaste lief te hê soos jouself, Matteus 12 vers 31, en die oproep om sout en lig te wees, die bergrede Matteus 5. Dit beteken dat die prioritisering van nederigheid en diensgeregtigheid die as uitdrukking van geloof moet wees. In ander woorde, moet dit nie lig opgevat word, maar moet ons seker maak die impak wat ons het, wanneer ons uitgestuur word gedoen in die vorm van nederigheid en diensbaarheid en geregtigheid, sodat mense dit kan sien in ons lewe, omdat ons die pad stap. Alhoewel ek dit vandag so baie beklemtoon dat dit die volgende stap is, dat ons nou uitgestuur word, is dit eintlik maar net 'n herinnering dat ons eintlik elke dag uitgestuur word. Gaan uit. Daar waar jy is, by jou werk, gebruik jou gawes, gebruik jou talente, maar gaan uit. Ek som op. Ons het 8 weke geleer by Jesus. Ons het op sy hakke geloop, ons het volkome vertrou op hom, maar daar's nou die uitroep om uit te reik. Om weer van vooraf die verantwoordelikheid te vat om Jesus se naam daar buite te gaan deel met mense. En as jy uitgaan en jy vra, het jy al gehoor van Jesus Christus? Gaan 99% van die mense sê ja, hulle het. As jy vir mense gaan vra, is jy 'n Christen? Gaan 90% van daai 99 teen jou sê, ja, ek is 'n Christen. Ek kry my boodskappe digitaal, ek gesels met mense. My vraag is, maak dit 'n radikale verskil daar waar jy is? Want dis wat dit beteken. Wanneer Jesus die mense uitstuur sonder klere en beurse en enige ding
wat hulle aandag kan aftrek, dan stuur hy dit juist so, sodat daar die impak maksimaal kan wees. Gaan uit, gaan bou verhoudings, of dit nou in persoon is of digitaal is, maar maak seker om met sensitiwiteit, nederigheid, met daai mense die evangelie te deel. Nie sodat hulle net daarvan hoor nie, maar dat dit 'n radikale impak sal maak op hulle lewe. Mag Lukas 10 weer vanmôre jou van vooraf eerstens oor die liefde van Jesus leer, maar ook opgewonde maak om dit te gaan deel. Kom ons sluit ons by. Ons Hemelse Vader, U is so goed. Die 2000 jaar terug die Seun gestuur om vir ons te kom lei en te kom wys hoe dit is om gelowig te wees en te vertrou. Hy het opgevaar hemel toe en die opdrag het ons in geword. Maar ek dink deur die eeue het dit so 'n bietjie afgewater geraak omdat ons dit oor en oor en oor al gehoor het. My gebed is dat ons vanoggend weer opnuut sal hoor dat U ons roep om 'n impak te maak. Roep om 'n verskil te maak. Help ons om te vat wat ons geleer het en 'n verskil te gaan. Dankie vir die voorreg wat ons het om weer eens net uit die woord uit te leer, uit voorbeelde te leer, sodat ons dit kan gaan toepas in die lewe. Gaan met ons deur hierdie week, gaan met ons treukie vir treukie, Here, lei ons. Alhoewel U ons uitstuur, gaan ons nie alleen nie, die Gees is by ons, die Gees vul ons, en die Gees gee ons krag. Ek bid dit in die heilige naam. Amen. Ek is bly, ek verbly my in die Heer. Hy het my 'n nuwe kleed gegee. Hy het my verlos. Hy het my verlos. Ek is bly, soos 'n bruidegom en bruid. Ek is bly, Jesus is my blydskap. Jesus is my blydskap. Jesus is my blydskap. Ek is bly, ek is bly, ek is bly, ek verbly my in die Heer. Hy het my 'n nuwe kleed gegee. Hy het my verlos. Hy het my verlos. Ek is bly, soos 'n bruid.